Val vir ons lae premies. By King Price kry jy meer as net koninklike diens. Jy kry 'n bekostigbare premie wat by jou begroting pas. Dis karversekering wat vir jou werk. Van die koning van versekering, King Price. En ons nuuspersoon van die week is James Kim. James, weer 'n keer goeiemôre, baie welkom aan jou. My voorreg, dankie Dawie. En inderdaad, ek weet kieswetter, hy's nou op pad uit as die kommissaris van binnelandse inkomste en hy gaan vervang word met iemand anders. Hy doen 'n uitstekende 'n goeie job, maar ongelukkig nie 'n te goeie job nie baie. Te goed. Sien genoem het 2 biljoen rand se groei wat ons daar gesien het, Engels 2 triljoen. En dit is nou 'n departement wat werk, wat funksioneer. Dawie, hulle het hulle kant gedoen. Ons het ons kant gedoen, hè. Ons het daardie belasting betaal. Ja. En nou moet die uitdaging aan die ander sektore, die ander sfere van die regering gerig word en sê maar werk nou mooi met ons geld. Daardie geld het julle nou gekry. Ons het dit vir julle gegee. SARS het dit by ons kom haal en nou moet julle daardie geld korrek aanwend in bate en tot voordeel van ons almal. Ja, en natuurlik in die proses soos ek genoem het, is die belastinglas eintlik besig om toe te neem en dit is nie goed vir enige ekonomie nie. Die groot storie sonder twyfel is natuurlik wat in die Midde-Ooste aan die gebeur is en dit hang af wat president Trump nou sê hoe die markte die volgende dag gaan reageer. Die markte is die hele wêreld vol. Ja, die afgelope week het Trump so 20 minute lange toespraak gelewer vanaf die Withuis waar hy die konflik in Iran uiteengesit het. Hy het gesê, hy het 'n paar interessante opmerkings gemaak. Hy het onder meer gesê dat hulle nou nie 'n regimeverandering beoog het in Iran nie, maar die leiers is nou dood. En ons nou nuwe leiers wat na vore getree het in Iran, maar dat daardie leiers ook nou na die tafel toe moet kom, dat daar samesprekings moet wees oor hoe om hierdie konflik tot 'n einde te bring. Ja. Anders sal hy hulle oor die volgende 2 tot 3 weke terugneem na die Stone Age, terugneem na die oertyd. As hulle nou nie na die tafel kom en die oliepryse wat ook nie goed daarop reageer het nie. Ja, wat vir my nogal interessant is, ek weet nou nie of daar moontlike landinval gaan wees nie, maar as 'n hele klomp duisend Amerikaanse soldate op pad so toe. Ja, wel, interessante verwikkeling wat die diensplig in die VSA betref. Die diensplig inname ouderdom is verhoog tot 42. Voorheen, as jy 'n dwelmverwante of dan ten minste 'n dagga-verwante spesifiek oortreding begaan het, dan sou jy nie toegelaat geword het om by die weermag aan te sluit nie. Ook daardie vereiste is nou laat gaan. So jy kan nou, as jy voorheen dagga gerook het en jy is gevang daarmee in Amerika en jy's 42 jaar oud, dan sal jy nou by die Amerikaanse weermag kan aansluit. So dis nie meer verskoning om kyk twak te gaan. Daai turbo-twak gaan jy nie vrykry of ons kry van diensplig nie. 'n Interessante ding wat in gebeur is eintlik 'n baie groot gebeurtenis en dit is Artemis 2. Hierdie ruimtetuig wat nou die eerste bemande sending in meer as 50 jaar is, wat 'n reis na die maan sal. Kan ek jou die rede van? Ek kan onthou nog die eerste keer in 1969 toe hulle maan toe gegaan het. Ek kan dit regtig onthou. So raps voor my tyd. Raps voor jou. Maar hierdie tuig wat dan nou oor 'n 10 dae tydperk om die maan sal vaar, terugkeer na die aarde en dan in die Stille Oseaan te lande kom. Die 3 ruimtevaarders aan boord, of nie tenminste, dis 4 ruimtevaarders, 3 vanuit die VSA van NASA en dan 1 wat deel is van die Kanadese ruimteagentskap. Hulle sal nou hierdie reis onderneem en soos nou gesê, die eerste in 50 jaar, hulle gaan nie op die maan land nie, hulle gaan ook nie eers binne die maan se wentelbaan ingaan nie. So dit is 'n reis wat weierig om die maan onderneem word en dan word daar beoog om oor ongeveer 'n jaar dan van nou af weer 'n maanlanding te onderneem. Die laaste maanlanding was hier in 1972. So die idee is, gaan dit 'n bemande maanlanding wees wat hulle nou voorbeoog binne. Ja, so daar sal nou voortgebou word op hierdie Artemis. Dis nou die era van Artemis. Ons die era van Apollo, die Apollo maanlandings en die Apollo ruimtesendings. Hier is nou die era van Artemis 1 wat nou 'n onbemande ruimtetuig was, Artemis 2 wat nou 4 bemanningslede het en dan is die volgende beplande maanlanding sal waarskynlik dan Artemis 3 wees, wat dan daar die bemande maanlanding sal neem. Nou maar kom ons eindig die gesprek op iets wat van 'n ligter noot en ons praat oor ons eie damduiker. Ja, Helen Zille wat hierdie afgelope week as deel van haar burgemeestersveldtog besluit om te gaan swem in, dis eintlik maar 'n grag wat onder water is weens 'n gebarste pyp. Daar is 'n interessante ding, daardie water lê nou al daar vir 3 jaar. 3 jaar lank wat daardie pyp gebars het, wat daardie water opgebou het, waar daar niks aan gedoen is nie. En 'n dag nadat Helen Zille besluit het om in daardie water te gaan swem, is die pyp nou herstel en ek sien die grond is ook nou mooi netjies gelyk gemaak daarso. Maar Zille wat op daardie interessante en unieke manier van haar met die burgemeesters
Bosveld tog net so 'n bietjie op van hierdie probleme dui. Dit is natuurlik nie die eerste duik wat sy in Johannesburg gevang het nie. Sy het ook al in redelike diep slaggate so 'n bietjie gaan afkoel. En dit lyk vir my dis een van die dinge wat sy van plan is om te doen, is om na daardie burgemeesterstoel te swem in Johannesburg. Dankie dat jy by ons uitraai kom maak het. Dankie, En Dawie. by die ligte nood geëindig het. Ja, ek dink is nogal oulik as ons politici so af en toe daarom wys dat hulle ook mense is. Alles is nodig om in 'n dam rond te swem.